Meneer Wijngaard het ek nou gesê, is die uitvoerende voorsitter van die Kaapse Forum. Hy sal 'n bietjie meer uitbrei, maar al wat ek weet, dat sy forum beywer hulle om die lewensomstandighede van alle gemeenskappe in die Weskaap te verbeter. As jy na die Facebookblad kan jy sien wat hulle vir die gemeenskappe beteken. Ons vra meneer Wijngaard om net na vore te kom en dan net die boodskapie vir ons te gee, asseblief. Baie dankie, juffrou Praatjies. Môre almal. Wag, ek het 'n stukkie papier op saamgebring. Ek kom nie praat oor die organisasie nie. Al wat julle moet weet van Kaapse Forum is dat Kaapse Forum is daar vir julle en dat die onderwys skole is vir ons belangrik, want dit is net deur geleerdheid of opleiding wat jy iewers in die lewe sal kom. Is die hoofstuk. So meneer, maar as jy afwesigheid groet ek vir meneer Delport, ons hoof, die res van die personeel, juffrou Plaatjies, ouers, dit is altyd lekker om te sien dat julle tyd maak om die skoolfunksies by te woon, al die kinders en dan spesifiek die prefekte, so wie ons balkies gaan uitdeel vanoggend. Goeiemôre, good morning, mulweni en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, so, ek het net 5 vrae vir julle vandag. Steek jou hand op, net as jy gemaklik is om op die vraag te beantwoord. As jy nie gemaklik is nie of as jy skaam is, moet jy worry daaroor nie, maar jy moet asseblief mooi luister na die vraag wat ek vir jou vanoggend gaan vra. Vraag nommer 1. Wie van julle moet geloop het skool toe vanoggend? Wie van julle het gery? Lyk my so die helfte. Wie het 'n sambreel gehad? Wie het nie gehad? So, almal wat geloop het in die reënerigheid geloop, sonder 'n sambreel. Maar daarom met 'n kappie op, keppie. Daar sê. Die derde vraag, wie se dak het gestaan gelek by die huis? Dak het gelek. Wie sin het nie gelek nie, want ek hoor daar lag 'n paar kinders. En ek weet nie hoekom hulle lag nie. Die vierde vraag, wie van julle het brood of sakgeld saamgebring skool toe vandag? Die meeste lyk dit vir my. Kom as jy kom met brood gebring? Brood? Met geld gebring? Ja, dis met mense by die skool jou. Die vyfde vraag, wie worry of julle vanaand iets gaan doen om te eet as julle by die huis kom? Wie van julle worry nie, want daar's altyd kos om te eet in die aand. Kos so die helfte lekker. Ek vra vir julle die vraag, want eens op 'n tyd was ek 'n kind op die skool en ons was arm en ons het geloop skool toe. Julle sien meneer Pastor Nissen se kerkie so oor hy veldjie, kaalvoet met 'n kort broekie in die reën. En dan buite soos ons sê. En as ek skoene gehad het, maar ek het dit al een keer vertel hier, so miskien kan van die kinders dit onthou. Daai is net een paar skoene en hy skoene raak stikkend. En dan juffrou kom daai boelie gedrag in van daai onbeskofte kinders wat vir jou met jou stikkende skoen wat jy kom weer toeknyp. Okay, nou nie die julle kan versien dit. Ek het pas nou goed, maar sien net. Maar daai tyd 'n paar skoolskoene wat stikkend is, dan knyp jy hom so en dan stoot hy hom hier vanaf stap vanagtig. Daai is boelie gedrag. Ons het net die hytjie 'n naam op gehad. Ons het net gesê die kinders is onbeskof. Hoekom was jy onbeskof is? Wat kry jy nou uit? Voel jy lekker? Ja, ek het hom lekker gestoot. Dis nog 'n vraag. Wie van julle het vanoggend toe julle by die huis weg is of uit die kar het geklim, het gehoor Mommy of Daddy is lief vir jou? Het hulle dit gesê? Ja. En hoe laat daai vir julle voel? Nou vra jy vir praatjies. Hoekom as jou ma en jou pa vir jou gesê het ons is lief vir jou my kind? Hoekom wys jy nie liefde vir jou maatjie as jy by die skool aankom nie? Wat gebeur met jou van as jy die kar klim of van dat jy by die huis weggaan?
En dan kon jy by die skool leek aan, dan raad jy nou af. Wat raad jy dan as jy by die skool aankom? Nee, vir hulle wys ek is kwaai. Jy is nie kwaai nie, jy is simpel. Want jy is onbeskof. Ja. En dan lag jy jou chommies daarvoor. Maar nou net, vandag lag sy omdat hulle daai kind slaan of stoot of boelie, en môre doen hulle dit aan jou. Hulle is jou chommies nie. Hulle wil net hê jy moet sien hoe onbeskof is hulle. Jy gaan nergens kom daarmee. Ons het dag het ook baie keer gelê en ek het soggens 2 stukkies brood geëet met koffie en in die middag weer 2 stukkies brood met koffie en op die brood was daar vagtvet en rooi jam. En vanaand dat mami van die huis af gekom, dat sy nie geweet wat gaan sy vir ons maak nie. Nou staan ek vanoggend teen julle kan maar sien ek is al reg net. Ja, kyk kan, hè? Die boek is so aan. Vir die dinges in die wat? En ek is hier vanoggend vir julle te sê, die huis waar jy gestaan geslaap het, of die dak nou gelek het of nie, of jy nou skool toe gery het vanoggend en of jy geloop het vanoggend in die reën, of jy sambeel gehad het of nie, jy geld skool toe gebring het of 'n stukkie brood, wat ook al op die brood is, hoe min die geld ook al is, hy gaan nie bepaal waar hy eendag in die lewe gaan opeindig. Ek en my 2 broers is in dieselfde huis, in dieselfde familie groot geword, ons dieselfde ma en dieselfde pa. OK? Hier staan ek vanoggend. My een broer tik. My ander broer drink rooi proppie elke dag. Weet jy wat is rooi proppie? Hoe van julle het familielede wat rooi proppie drink? Wie van julle weet wat is tik? Wie van julle het familielede, puta, 'n pa, ma, 'n niggie, 'n auntie, 'n vrou auntie, iemand langsaan wat tik? En wat maak dit aan ons mense? Wat maak dit? Dit maak jou mal. Dit maak dat jy loop op praat jy met die klip, maar jy dink is iemand. Dit maak dat my broer vir 3 weke met dieselfde klere loop en dink hy lyk alright. Hy lyk net soos hy. Wat is aan fout? Want die tik sê vir hom hy lyk alright. Okay? Wat is dit? Wat is dit wat die verskil maak tussen hulle en tussen my? Ek het in die skool gebly. Hulle het die skool klaar gemaak. Maar hulle is albei baie slimmer as ek. My een broer wat tik kan enige ding regmaak, kan die kragdrade, die ligte, hy sal die muur gebou het, hy kan hy stepie daar agter kan hy gebou het en die verhoog. En dit is kinders in die gehoor wat hom ken en wat weet dat hy is so slim, hy is so goed met al die dinge. My ander broer wat elke dag rooi koffie drink, kan julle vaaltuintjie in 'n sprookiestuin verander. So dit beteken ook nie as jy daai goed gebruik, dat jy nie goed genoeg is vir enige iets nie. Dit gaan net oor wat 'n belang. Want ek drink ook, nee, ek gaan nie kon lieg jou kom. Ek drink ook. Maar drink jy net nie. Jy kan nie net slegte goed aanvang nie. Jy moet ja, ek kuier en ek het tyd, maar dan moet jy ook aan jou net maar regmaak man. So dink jy ek het my reg gemaak om nie te wees. Of course man, net maar wil iemand 'n foto van daai, hoe lyk ek nie maar. Ek het my ma nie hoe sit jy alles my ma lankal dood. En dan het ek ook na skool gaan studeer. So na skool, matriek is lankal nie meer genoeg. So jy maak jy na skool klaar, dan maak jy matriek klaar, maar dit is nog altyd nie genoeg nie. Maar daar's duisend, hoeveel jy voel? 100 en hoeveel duisend kinders wat elke jaar matriek slaag. Ek kan mos dink daar het nie vir almal werk nie. Daar's nou nie eens werk vir die kinders wat laat jaar klaar maak en ja voordaai en ja voordaai en nie een van daai wat saam met juffrou skool gegaan het en saam met my nie. Hy sê dan kan nie juffrou. Maar kyk hoe goed lyk sy en ek. Die verskil is as jy na skool gaan leer of jy gaan vir opleiding dat jy iets kan doen met jou hande. Iets kan doen met jou hande, dan het jy 'n groter kans om iewers te kom. En vandag is albei my ma en my pa al dood. Net, hulle het albei gedrink en hulle het beklei. Wie van julle se ouers drink? Wie van julle se ouers beklei met mekaar? My ma het ook gedrink en my ma het ook beklei, maar ek het nie daai as 'n verskoning gebruik nie.
So jy kan ook nie daai as 'n verskoning gebruik nie. Jy moet iets van jouself maak. Julle is nog te klein seker nou, julle is nog te jong seker nou om nou al so ver te dink. Maar begin so lank dink aan. Altyd my ouers is nou al dood, so nie een van hulle het my gesien op TV nie. Nie een van hulle het gehoor soos die mense nou roep as ek in Mors kom op Oudtshoorn in Johannesburg op die lughawe in die Kaap. Meneer Klop, hoor meneer Klop, meneer Klop, meneer Klop. Ek kan nie staan met Bitburger eet nie, meneer Klop, meneer Klop, Klop, Klop. Hulle sien my nog steeds nie op die TV nie. Hulle sien ook nie hoe die minister Guyton McKenzie, die ken ook. Minister Guyton McKenzie, as hy my sien, dan roep hy, Guyton! Want daar is my bynaam, wat ek hier op Swartberg primêr gekry het, toe ek so klein soos julle was. En nou noem 'n minister my al glad daai. Maar hy sê mos nie nood gevat het van my as ek iets gemaak het van my lewe, dat ek nou deesdae in sy geselskap ook kan opdaag, né? En as ek kom maar bo van my Touwbastraat af, dis net daar om die draai van Mossienes, wie weet waar is Mossienes? Wat gebeur daar? Kan nie hoor nie? Die mense beklei, en wat nog? Ring, en wat nog? So bly weg daar. Bly weg daar, dit is 'n slegte plek. Laat die groot mense gaan, wat hulle self daar wil gaan geniet, en laat hulle daai lewe lei as hulle wil, bly jy weg daar. Want jy's 'n kind, en dit is nie 'n plek vir kinders nie. Okay? Jy sit ook hier daar oor die veldjie, agter hy gebou wat afgebreek is. Want juffrou, ons het eens 'n liefde vir dit wat vir ons gebou word in die gemeenskap. Die kinders is veronderstel om daai veldjie te oefen, dan moet hulle gaan shower het, of gaan water drink daar binne in hy kleedkamers. Dis 'n stukken is afgebreek. Ek het nou nie op foto's gevat. Jy sien net dinge, hulle se name wat daar ingeskryf is en so aan. Ons maak vuur daar binne, ons het 'n roke agter en ander goeders. Dit is hoe min liefde ons het vir onsself uiteindelik. Maar laasweek, daar in my Touwbastraat, toe kom ek weet nie, wie van julle kyk net, en DStv, kyk net, DStv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 78, 77, 78, 99, 212, okay. So daar is 'n show met die naam Kwela daar ook. En Kwela was laasweek daar bo by my huis, in my Touwbastraat, in die sirkel, waar kinders soos julle ook bly. Wat het daar kom maar? Hulle het daar draai kom maar om vir die ander mense wat Kwela kyk te vertel, 'n kind wat uit my Touwbastraat uitkom in die sirkel, kan ook eendag op die TV kom. Maar wat ek nie vir hulle vertel het is, party manne kom ek by die huis, dat die munisipaliteit het die deur gesluit, want die maat het die rent betaal. Dan moet ons buite sit. Maar ons nie net gesit en gehuil nie, want ek het soggens koerante afgelewer. En dan vat ek die geld wat ek daar uitgemaak het en betaal die rent. En 'n stukkie hoender vir Sondag het ek gekoop. Ja, waar kan man Sondag hou dat daar is hoenderie? Hæ? Het julle nie meer hoender op Sondag nie? Wat is dit nou? T-bone steak en met dit lamb chops. Ek eet sommer uistervark ook, joh. Uistervark en skaapkop. Veel van skaapkop? Goed, dat is hier zo. Ja, lekker. Veel van uistervark. Lekker kos, jongen, lekker kos. Maar nou wil ek julle vertel, en ons het baie gesweer, ons het met die mense gebly, met daai mense gebly, en die mense was nie lekker met ons, baie klere nie, né? Tot ons nou daai huis gekry het, tot ons nou ons eie huis. En vandag kan ek vir ander mense 'n kamer vir hier daar op my jaar. En die by julle is ewen 'n juffrou ook waar daar by my bly, maar het nie nou haar naam noem nie. Dit is maar sy skaam. Sien jy? Ons is hier vanoggend om ook balkies aan die prefekte te oorhandig, maar laat ek julle gou iets sê. Hoeveel kan die prefekte wees? Laat ons net hoeveel. 21 al tesame. Hoeveel kinders is die skool hier? 183. Nou waar kan almal prefekte wees? Sien. Maar jy moet nie dink omdat jy nie 'n prefek is nie, dat jy nie 'n voorbeeld kan stel aan die ander kinders nie. Sorry, ons wacht op haar, want sy maak haar eers wees daar. Ek wil ook hoor wat sy sê. Dis jy my vader? Ok. Almal kan die prefekte wees, maar jy kan 'n voorbeeld stel vir jou maatjies. Byvoorbeeld soos wat jy vroeër gesê het, dis lekker met die ander kinders, man.
En wat beteken dit lekker? Hou jou hand voor jou mond dat jy gaan. Uit wat ek sien nou nie. Ja, en wanneer die kinders stampie langs aan jou op die voor jou nie. En gee 'n stukkie van joune in plaas van 'n breker te wees. Sy is nou kwaai want hy het nou alleen geld om vir jou iets te koop, maar jy gee nie 'n stukkie vir jou vir die ander kind nie. Ja maar, dit mos nie my chommie sê meneer Klop, dat hoef vir jou chommie te wees nie. Gee net vir die ander kind en die Here sien daai goed. En die Here. Wie ken van Genomen Kibedo? Genomen Kibedo? Genomen sê so die Here. So die Here wat aan Genomen van praat baie keer. Hy sien dit. Hy sien dit en hy sal jou seën. Nou gaan dit klaar maak. Daar's 'n ander manier waarop jy 'n voorbeeld kan stel. Tel op die papiere wat die hond lê, wat die ander kind op sy self neergegooi het. Tel dit op haar wat jy bly. Want as jy dit nie doen nie, dan raak dit net meer. En op 'n oomblik lyk dit of jy op die vullis gaan te bly. Dan raak almal siek en almal moet maar by hy stinkgoeders loop. Waar het begin? Een mens het besluit om 'n papiertjie of vullers daar te gaan stop. En as jy die voorbeeld stel hier op die skoolterrein, in die buurte waar ons bly en in die dorp, dan kan dit weer mooi raak rondom ons. En as dit mooi is rondom ons, dan kan ons drome droom. Soos ek en my broer wat op die vensterbank gesit het, hier in die pad hier onderkant Pastor Nutsen se kerk. Toe sit ons daar op die vensterbank en toe sien ons daar 'n vliegtuig hoog. En hy het net eers geskree so die kinders altyd maar dink ons kaap so lekker. Maar ook het jy sien daai vliegtuig nou op die land soos gaan maak. Dus daar gaan wat hulle respecte daar. Ek dink oor die vliegtuig gaan Joburg en Kaap toe oor see. Maar ek en my broer was oor see. Ons was saam oor see. En toe ons nog jong en hy het lank in Londen ook gebly. Al lyk dit nie vandag so nie. En dis die moeilikheid. Dat help nie, jy kry geleenthede en dan op die ou end van daai geleentheid vir 'n raai. En dan bly daar niks van jou oor op jou end. Maar die bottom line is, die twee kindertjies wat in die vensterbank gesit het, die 6de naam, het eendag oor see gegaan. Al het hulle 'n pa vir die raad geweer, en al was hulle maar 'n bediende in die dorp. So sy het nie verskoning nie. Dankie dat julle geluister het. Shukra. Baie dankie.